So, ons gesels vanoggend met Tinus van der Berg. Tinus is die speaker van Hessequa munisipaliteit en daar staan baie gesprekvoering rondom die grondaangeleentheid tussen Stilbaai en Riversdal en om lig te werp op die pad vorentoe sê ons dan welkom vir Tinus vanoggend. Karin, baie dankie en baie dankie vir die uitnodiging. Dis goed so. So Tinus, daar's baie emosie betrokke by die grondkwessie sake of by enige grondkwessie sake. En ek dink ja, wat duidelik goed gekommunikeer moet word is dan dat ons eintlik nou hierdie gesprek het rondom die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming se besluit om klein boere vanaf Mosselbaai na die Stilbaai omgewing te hervestig. Nou die grond bestaande uit die plase Skoongeleë en Soebatersvlakte is dan nou aangekoop nadat 'n hofbevel onwettige varkboerdery in Mosselbaai verbied het. So Hessequa munisipaliteit het natuurlik ook Vrydagoggend die 17de April 'n vergadering belê en ook die publiek betrek om antwoorde te gee, jy weet nadat dit onder die publiek se aandag gebring is. So Tinus, ter wille net van die prosesse tot nou toe, hoe ons by hierdie punt gekom het en dan ook sommer net 'n bietjie, jy weet, algemene inligting van hoe die pad vorentoe lyk. Karin, baie dankie. Ek dink wat belangrik is dat ons die hele aangeleentheid net in konteks sit, dat daar agtergrond is. Ja. En dat jou luisteraars kan verstaan presies waaroor hierdie aangeleentheid gaan. Die Nasionale Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming het 'n stuk grond bekom op die R305, wat dan ook bekend staan as die Stilbaai pad, met die uitsluitlike doel om klein opkomende boere wat weens 'n hofbevel van 'n stuk grond afgesit is op Mosselbaai te kom hervestig met hulle boerdery. Natuurlik is die Nasionale Departement by magte om grond aan te koop vir hierdie doel op die beginsel van gewillige verkoper, gewillige koper, wat dan in hierdie geval dan ook so is. Die volgende stap sou wees om 'n provinsiale departement van landbou te kontak en vir hulle te vra om 'n studie te kom doen op hierdie stuk grond om te bepaal of hierdie grond geskik is vir die tipe van boerdery wat hulle graag daar wil laat vestig. In hierdie geval is die groter meerderheid van hierdie boere wat hulle wil kom vestig, varkboere. Daar is natuurlik ander vee ook, maar dit is hoofsaaklik die boer van varke. Departement Landbou het wel in 2024 hierdie grond kom besoek, 'n verslag saamgestel en 'n nasionale departement gestuur. Nou hier is waar Hessequa munisipaliteit se kommer inkom. Die beginsel van die aankoop vir grond vir die vestiging vir 'n opkomende boer is die volgende: one farm, one farmer. In hierdie geval is dit one farm, 62 farmers. Die volgende kommer is dat die verslag van Departement Landbou uitwys dat hierdie grond is nie geskik vir die doel van die boer van varke nie, maar eerder skaap op 'n klein skaal en dan saaigewas soos lucern. Ek gaan net 'n paar van die kommernisse uithaal uit die verslag uit. Die ander kommer is dat daar is wel 3 boorgate op hierdie plaas. Daar kon nie bepaal word of hierdie gate gelisensieer is nie. Verder daar kon nie bepaal word wat die lewering is van hierdie gate nie, asook of hierdie water geskik is vir doeleindes van landbou nie. Daar is dan ook ander onbewerkte grond waar daar nie impakstudie op gedoen is nie en kan dan nie bepaal word of hierdie grond geskik is vir die doeleindes van boerdery nie. Hierdie is die kommernisse wat ons tans het en dat die nasionale departement hierdie koop van hierdie grond nie deurdink het nie. Dit is belangrik om te sê dat Hessequa munisipaliteit het gedurende Desember maand, laat Desember 2025 het hulle te hore gekom dat die Nasionale Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming 'n stuk grond aangekoop het in die Hessequa munisipale area. Natuurlik is die departement nasionaal dadelik gekontak om te hoor of die gerugte wel waar is, wat wel die geval was. Departement Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming nasionaal het versoek om 'n gesprek te tree met die burgemeester en sy burgemeesterskomitee. So vergaderings toe wel gehou in Hessequa. In hierdie vergadering het die nasionale departement te kenne gegee dat hulle al gereed is om einde Februarie maand van hierdie boere te kom vestig op hierdie stuk grond. Die raadslede van die uitvoerende burgemeesterskomitee wat teenwoordig was by die vergadering, het hulle sterk daarteen uitgespreek. Hulle het te kenne gegee dat hulle glad nie die intensies
van die nasionale departement ondersteun nie en dat hulle dit gaan teestaan. Daar is toe besluit dat daar weer gesprekvoering sal plaasvind. Die administrasie het by wyse van 'n raadsvergadering toestemming gevra aan die raad om verdere gesprekvoering te kan tree met die nasionale departement, met die versoek uitsluitlik dat hulle intensies kon bekend maak aan die gemeenskap van Hesekwa, asook Hesekwa se klein boere. Die versoek was dan ook dat daar 'n datum aan gekoppel word, dat dit so gou as moontlik kan plaasvind, weens die dringendheid van hierdie aangeleentheid. Tot en met vandag het nasionale departement, alhoewel hulle te kenne gee dat hulle die skrywe ontvang het en die raadsbesluit ontvang het, nog nie 'n datum bepaal wanneer hulle hierdie gesprekvoering gaan kom hê met die gemeenskap. En dis nou juist waaroor 17 April se raadsvergadering gegaan het. Is om te sê dat daar geen terugvoering ontvang is van die nasionale departement nie. En dat die munisipale raad die volgende stap geneem deur 'n dispuut te verklaar met die nasionale departement van landelike ontwikkeling en grondhervorming. So dit was die doel van hierdie vergadering. Daar's baie mense wat sê hoekom vat die munisipaliteit net hierdie mense hof toe nie, kry interdikt in die besetting van hierdie grond. Ongelukkig is dit nie so maklik nie. Wanneer een regeringsinstansie 'n probleem het met 'n ander regeringsinstansie, is daar 2 voorafstappe wat hulle moet neem voordat daar besluit word om hof toe te gaan. Die een is om 'n gesprek te tree met die ander departement, die ander nasionale departement of regeringsdepartement, wat wel plaasgevind het in die vorm van die eerste raadsvergadering. Die tweede een sal wees om dan 'n dispuut te verklaar die nasionale regering indien die eerste versoek nie wenslik uitgewerk het nie. As die dispuutverklaring deur die munisipaliteit nie ten gunste is van beide partye nie, sal die volgende stap dan wees om regsadvies in te win of om dan regstappe te neem teen die nasionale departement. So dit is die stappe. Ons is nou by stap 2 wat ons die dispuut verklaar het. Ons glo en ons hoop dat die nasionale regering na die tafel toe sal kom en dat ons hierdie dispuut kan uitsorteer. So Tinus, as ons dink aan die aangeleentheid tot en met nou, waar ons nou trek in hierdie grondaangeleentheid, dan mag dit vir die publiek en vir Jan Alleman voel asof die proses agter geslote deure plaasvind en asof die munisipaliteit hulle, amper in die donker hou. Maar dit is nie die waarheid nie. As ons dink aan hoe die proses moet verloop, is daar sekere prosedure wat eers in plek moet val, gesprekke wat gevoer moet word, inligting wat bekom moet word uit verskillende departemente, en dan kan die proses, wanneer hy ryp is, kan dit na die gemeenskap geneem word en die gemeenskap, in die loop gebring word. So, sou jy met my saamstem dat dit die waarheid is? Karen, definitief. Onder die inligting wat na die munisipaliteit gekom het, was die munisipaliteit het gehoor in Desember maand van dat die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling 'n plaas aangekoop het vir die uitsluitlike doel om mense daar te vestig van Mosselbaai. So daar was geen ander inligting nie. Ja. Die munisipaliteit kan ook uitgaan na die gemeenskap toe as hulle nie al die inligting het nie. Maar dit was nog tot op datum, was daar nog nie vir die munisipaliteit genoeg inligting om na die publiek te kon gaan, om hierdie saak met die publiek, vir ons deelname, daar's mos 'n proses wat dit behels, waar die publiek éventueel kan deelneem, maar dit was nog nie daardie tyd nie. Jy is heeltemal reg. Dit was nog nie daardie tyd nie. Die munisipaliteit het nog inligting nodig gehad, want ons het nie beskik oor al die inligting nie. Ja. Ons het nie geweet wat is die proses verder vorentoe, hoe ver is hulle met hulle proses op die huidige stadium nie. En in daardie vergadering het hulle gesê hulle is reg om die einde van Februarie die mense te vestig op die grond. En dit is waar ons gesê het, hier is 'n dringendheid aan hierdie aangeleentheid, want ons het nog geen inligting rondom dit nie. Ons het nog nooit gesien hoe lyk hulle prosesse nie, hulle het nog nie aan ons bekend gemaak nie. So Tinus, is ek reg as ek sê, as ons dit kan opsom en afsluit ons onderhoud vanoggend. Die gemeenskap kan baie rustig wees dat die munisipaliteit besig is met die regte prosedure en dat die regte vrae aan die regte departemente en belanghebbendes gerig sal word en dat
die munisipaliteit op die regte tyd die regte inligting vir die gemeenskap sal deurgee aangaande hierdie grondaangeleentheid. Karen, jy is heeltemal reg. Die gemeenskap kan regtig gerus wees. Die munisipaliteit is besig met hierdie aangeleentheid. Dat die munisipale raad hulle belange altyd eers stel. En dat die munisipale raad hulle belange altyd sal beskerm. En dan Karen op 'n politieke vlak. Van Tinus van der Berg af. Ek dink is onvanpas. Ek dink dit is roekeloos en onverskillig van 'n politieke party om in 'n verkiesingsjaar of nie 'n verkiesingsjaar nie, hierdie voorval te gebruik om met die emosies van mense te speel ter wille van 'n politieke agenda. In hierdie geval die uitlatings wat die Vryheidsfront Plus gemaak het. Vryheidsfront Plus het verteenwoordiging in die munisipale raad by wyse van 'n raadslid. Hulle het insaag gehad in die eerste raadsvergadering se item. Hulle het hierdie aanbevelings ondersteun. In 17 April se raadsvergadering het hulle weer eens die geleentheid gehad om te sê hoe hulle voel oor hierdie aangeleentheid. Karen, baie dankie vir die geleentheid dat ek die regstelling kon maak aan die gemeenskap aan buitekant. Net die versekering dat die belange kom eerste en dat die munisipale raad dit sal beskerm ten alle koste. Baie dankie. Ons Geselsmet is 'n onafhanklike platform wat 'n geleentheid gee aan verskillende individue oor onderwerpe wat betrekking het tot Essequa-streek, om die publiek in te lig, op te voed en ook te vermaak. Die uitlatings van deelnemers aan my inset is nie die opinie van myself nie. Ek vrywaar myself dat indien enige inligting uit hierdie onderhoude buite konteks gebruik word, ek nie daarvoor aanspreeklik gehou kan word nie.